Goeiemôre gemeente, die orgelvoorspel was 'n verwerking gewees van Psalm 116, God het ek lief van die getroue Heer. Die hart van die prediking vanoggend handel oor geregtigheid van God, dat hy sien en dat hy heers oor almal. In aansluiting daarby gaan ons 2 liedere sing wat ook dit onderstreep. En dit handel oor die geregtigheid van God. Dan nou, jy sal ook die woord van geregtigheid in die tekste dan nou daarby vind. Ons begin en ons sing hartlik saam uit lied 190, Grote God aan U die eer in die liedboek van die kerk. Kom ons sing dit hartlik saam. Nog 'n vers wat baie mooi aansluit by die gedagte van geregtigheid, vind ons in lied 203 in die liedboek, en die 4de vers daarvan wat ons nou ook gaan sing. Kom ons sing net so hartlik saam uit lied 203 vers 1 en 4.
Gemeente, baie hartlik dank vir die hartlike saamsing. Ag, dit is net 'n fees om vir mense te speel wat die Here loof met hulle stemme. Ons gaan nou die pragtige gebed sing, die gebed vir Afrika, en ons gaan dit staande saam sing. Baie dankie. Goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is 'n reël onder die liturgiese span dat ons mekaar elke Sondag 8uur by die kerk kry. Sodat elke ou nou presies kan weet wat moet waar gebeur en dat almal rustig en gemaklik is voor die diens begin. En vanoggend toe WhatsApp ek vir Christus sê ek van hoor jy gaan met my geduldig moet wees. Ek sukkel om by die huis uit te kom want dit is te koud. So baie welkom aan julle almal wat vanoggend hierdie koue getrotseer het. Ek sien ons het hier en daar besoekers, so ek gaan dit vandag gou so 'n bietjie eers andersom begin, want as julle dalk kan sien waar die besoekers sit, dan kan jy jouself dalk voorstel as julle nog nie geken het nie. Ek sien Tannie Kotie, julle het 'n klein steen hierso vanoggend. Baie welkom aan hom. Julle dogtertjies, kan ek weer vir julle vra? Esmarie, Ilse Marie, julle is nou Willem het nou vir hom die mandaat toegeken, maar hy is nie hier nie. Dankie, ek waardeer. Tannie Kotie, julle kan net julle hand opsteek daar. Dan het die Kombrings ook gaste hier vandag. Gerna, is lekker om julle te ontmoet. Hulle is al die pad van die Kaap af. Dankie julle. Julle gaan net julle hande moet opsteek. En dan die Maries het ook 'n besoeker. Baie welkom. Is dit julle dogter? OK, goed, baie welkom. Is lekker om julle hierso te hê. Mis ek nog iemand? Ons is min genoeg. Ek behoort nie iemand te mis nie. Maar my sien nie altyd so mooi van die preekstoel af. Ja, Hatting, ek dog nou jy steek jou hand op. Maar jy waai net. Ons gaan nou by die groet kom. Jy kan nou waai. OK. Goed, die Maries het gekry.
En dan daar ook. Vir ons altyd lekker as familie saam kom kuier. Ons hoop julle maak weer soos julle in Bloem is. Elsa, Nico, ek ontmoet nou julle dogter na 11 jaar wat ek julle ken, hè? Goed, uiteindelik, ek gedog sy is 'n mythe. Dankie, waardeer, dankie julle, hoor ek waardeer. Gemeente, kom ons draai na mekaar toe, ons groet mekaar, julle het nou gesien, hier is iewers 'n gesig wat jy nie ken nie. Ons drink ook koffie na die tyd, as julle daar wil kuier. Huguenot kla nooit oor enige iets nie, oor niks. So die dag wanneer julle klagte op die tafel sit, dan weet ons moet luister. Een van die grootste klagtes is dat die akoestiek in die kerk baie sleg is, mense sukkel om te hoor. Nou hierdie is 'n probleem wat ons nou al jare lank probeer aanpak. Hierdie hele muur hier agter my het gelyk soos die sysaal daar langsaan. Nou as jy na die sysaal toe gaan en daar waar Marlies sit agter haar, sal jy sien dat dit houtbalkies is, sparte is, maar dat daar 'n spasie is tussen hierdie houtsparte en agter hierdie houtsparte is 'n spons of lap wat die klank absorbeer. Vroeger jare, vir die van julle wat ou hugenoters is, sal onthou dat die hele muur hier agter my vol sulke houtbalkies was met die spons agter. Toe het die kerkraad van daardie tyd besluit dat dit baie mooier sal lyk, esteties beter sal lyk, as ons die hout van die voorste muur af verwyder en die liturgiese ruimte meer moderne voorkoms gee. Met die gevolg dat hier niks meer teen die muur agter my is om die klank te absorbeer nie. En sedertdien sukkel ons ongelooflik met die klank in die kerk. Ons het 'n ongelooflike bekwame span daar agter met Marina. Ek kan julle ook verseker dat sy alles in haar vermoë doen om die klank so goed as moontlik te hou. Tron wat maklik in sy kar klim en van Kimberley af deurry om haar by te staan indien daar iets gedoen moet word. So daardie waar Marlies die sysaal is die beste plek om te hoor. Daar is ook oorfone in, daar speakers in die dak. Die oorfone is reeds daar, jy hoef nie jou eie saam te bring nie, jy kan dit net opsit wat die klank vergemaklik. So dit is die kompromis wat ons op die stadium het. Oom Edwin het ook voorgestel dat ek 'n bietjie stadiger praat, en dit is absoluut iets wat in my beheer is, so ek beloof vir julle dat van my kant af as prediker, ek ook my bes gaan probeer om stadiger te praat, maar julle moet ook verstaan, ek is baie lief vir prediking en teologie, so ek raak baie vinnig opgewonde, en dan praat ek baie vinnig. Maar ek gaan my bes te probeer om so bietjie stoppe in my sinne in te bou, sodat julle by my kan bly. Maar ons beloof vir julle dat ons baie erns maak met hierdie klag wat op die tafel is, of die besorging, want dit beteken ook absoluut niks as ek 'n hele week voorberei aan 'n preek, en jy staan nie op en jy gaan huis toe met niks nie. So dis vir ons baie belangrik om aandag daaraan te gee. Bly asseblief vir ons terugvoer gee as jy voel iets werk of iets werk nie. Daar's net 2 afkondigings die week, dankie Marina. Ons gaan in Augustus maand ter viering van Vroue Maand, as ook bewusmaking van geweld teen vroue en kinders, hou Huguenot 'n selfverdedigingsklas. Nou, die fokus is vir alle dames in Huguenot en ook buite Huguenot, almal is welkom, maar dit beteken nie die manne is nie welkom nie. As die manne is wat ook selfverdediging, dis een klas wat ons gaan aanbied, hy's 2 ure lank. As die manne is wat wil join, is julle meer as welkom. Ek wil graag vir al die mans wat vandag hier is, as jy 'n vrou het of 'n dogtertjie het, daar's geen ouderdomsbeperking nie. Ek dink R100 is 'n billike bedrag. Asseblief stuur hulle, ek dink is 'n klein bedrag om te betaal en jy sit iets ongelooflike tool
en gereedskap in jou vrou en jou dogtertjie se hande. Die tweede afkondiging, kermis, onthou asseblief die 5 Augustus kermis, bazaarlyste is beskikbaar. Vir die van julle wat ons volg op sosiale media, asseblief deel ons advertensie. Hy gaan ook weeklik uit via WhatsApp. Asseblief hê die vrymoedigheid om dit te deel, sodat ons die woord in die dorp kan uitkry en soveel as moontlik voete hier kan kry by die kermis. Dan die blomme, daar's 2 bossies blomme vandag. Die eerste een gaan aan Chris en Corrie Slabbert by Noorderbloem. Dit bloem goed met enige van die 2 nie. Is daar iemand L4 wat by Noorderbloem vir ons hierdie bossie blomme sal gaan aflewer? Nico, baie dankie, ek waardeer. En dan meneer Otto, daar's niemand siek in julle gesin of familie nie, maar julle het hierdie week 'n baba seentjie ryker geword in julle familie, kleinste, die tweede kleinseun as ek dit reg verstaan. So die O, ok, ekskuus, ek is agter, julle is ryk. Meneer Otto, ons wil graag die tweede bossie blomme vir julle as familie gee, om vir julle te sê baie geluk ook namens die gemeente, met hierdie mooi toevoeging wat die Here tot julle gesin gevoeg het. Ek is seker, hy gaan vir julle baie vreugde bring, en ons is saam met julle dankbaar dat alles goed afgeloop het. Geniet hom, meneer mag nie die blomme vat nie, so ek moet iemand anders kry met vir meneer te gee, né? Martie, baie dankie, ek waardeer dit. Martie sal dan meneer die bossie blomme oorhandig. Ons het vandag 'n stil gebed in plaas van die gemeentegebed, en dan sal ek sommer vir ons, wanneer ons klaar is, die Christuskers aansteek. Kom ons bid saam. Ons kom staan vanoggend stil by 'n stuk profetiese literatuur, en daar is 2 lyne in vanoggend se prediking wat dan ook sal figureer in die liturgie vanoggend. Die eerste een wat Chris reeds met julle gedeel het, is die geregtigheid van God, hoe dit geskied en wanneer dit geskied. En die tweede wat daarmee saamhang, is dan ook hierdie spanning tussen die hier en die nou om te wag.
maar ook die wete dat ons almal eendag deel sal hê aan die heerlikheid en hoe ons dan wag vir God se geregtigheid tot daardie dag aanbreek. Die eerste gedeelte van ons liturgie fokus veral op die geregtigheid en dan die spanning by die wet en genade verkondiging. Ons foto vanoggend daarom is die ongelooflike Psalm 89. Aan U behoort die hemel. Aan U behoort ook die aarde. Die wêreld en alles daarin, U het alles gemaak, die noorde en die suide, U het dit geskep. Tabor en Hermonberg, roem U naam. U het 'n magtige arm, sterk is U hand, kragtig U regterhand. U troon is gebou op geregtigheid en reg. Liefde en trou staan in U diens. Dit gaan goed met die volk wat kan jubel tot U eer en wat in U lig lewe, Here. Hulle besing U naam die hele dag. Hulle prys U reddingsdade. U is die krag waarin hulle roem. Dit is ons sterkte, dat ons U guns geniet. Genade, en vrede van God ons Vader, sy seun ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees wat die hoop in julle harte bring as God se kerk in hierdie wêreld. Amen. Kom ons staan en loof ons die Here.
Psalm 1 ons wetgedeelte, het handel oor geregtigheid. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspanne, jou geselskap waarin jy bevind is belangrik, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind en dit dag en nag oordink. Hy is van die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. En daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie. En sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van die regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Hierdie genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe, terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons groote God en Verlosser, Jesus Christus, verskyn. Hy het homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees, wat ywerig is om die goeie te doen. Ons bid saam hardop by Onse Vader. Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom
en laat U wil geskied, soos in die hemel en net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dankie, julle kan vir julle plekke inneem. Ons teksgedeelte is vandag Sagaria. Die maklikste manier om vir Sagaria te kry is die tweede laaste boek in jou Ou Testament. So Maleagi se laaste boek, blaai enetjie terug, dan is julle by Sagaria. Tweede laaste boek in die Ou Testament, die maklikste manier om te kry. OK. Almal is by Sagaria. Die naam Sagaria beteken God onthou. En hierdie profeet Sagaria was gebore in ballingskap in Babylon. En hy speel veral 'n rol wanneer die kerk terugtrek na die land toe en hierdie puinhoop moet gaan opbou en die tempel moet weer gaan herbou. Sagaria bestaan uit 14 hoofstukke, 6444 verse. En wat Sagaria baie uitdagend maak, is dat dit klomp fragmente is wat verband hou met die profeet en sy uitsprake, wat dit vir ons 'n bietjie moeilik maak om 'n geheel beeld en verhaal te vorm van die profeet Sagaria. Sagaria is ook 'n apokaliptiese teks. Nou dit is sommer net 'n baie fancy woord om te sê dis 'n teks wat gaan oor die eindtye. Openbaring is 'n apokaliptiese boek. Dit gaan oor die eindtye. En daar is 'n ongelooflike spanning wanneer dit kom by eindtydtekste en ek gaan nou ook so bietjie daarby stil staan. Die tweede ding wat julle moet onthou, en dit gaan ons ook baie help om die teksgedeelte te verstaan en uit te lê, is dat Sagaria baie intertekstueel is. Nou dis dan nog 'n fancy teologiese woord, maar al wat dit beteken is, die teks Sagaria hardloop parallel met ongelooflik baie tekste in die Bybel. So kan jy byvoorbeeld glad nie hoofstuk 6 wat handel oor die 4 perde, swart perd, wit perd, skimmelperd en breinperd, kan jy nie lees sonder om nie Openbaring daarmee saam te lees nie. Wanneer ons kom by die stede in die teksgedeelte, julle gaan sien hier so die stede, daar is so 'n kluster van stede wat genoem word in die teksgedeelte, Tyrus, Sidon, Ekron, al daai stede, is dit altyd simbolies, 'n verwysing na die kerk van daardie tyd se uitdagings, hulle vyande, dit wat die lewe vir hulle moeilik gemaak het. As ek vandag vir jou sê, hoor hierso, noem gou maar die 5 goed wat jy dink is vandag die uitdaging van die kerk in Suid-Afrika, gaan jy heel moontlik begin by leierskap en so gaan ons afgaan. Dit is 'n versamelnaam om te sê, wat was die vyande van die kerk? Nou, dit sien ons byvoorbeeld in Josua, hierdie klustername van die stede wat genoem word. Ons sien dit in 1 Samuel. Jesus noem hierdie Tyrus en Sidon in Matteus 10. En so is Sagaria in hierdie fragmente in hierdie 14 hoofstukke die heeltyd in gesprek met ander tekste in die Bybel. Nou kry jy Ou Testamentikuste, met ander woorde mense wat spesialiseer in die Ou Testament, wat vir jou sê, onthou, jy mag nooit Christus in die Ou Testamentiese tekste inlees nie. Hoekom nie? Want hy is ver buite hulle verstaanshorison. Ja, daar is 'n messiaanse verwagting in die Ou Testament, maar die Jode het nie Christus verstaan soos wat ons hom verstaan, die kruis en die opstanding nie, which is fair enough, né? Want ek meen selfs toe hy mens kom word het die Jode nie eers begryp dat hierdie die Messias is waarvan die Ou Testament praat nie. Tog kan 'n mens nie anders, en ek stem saam en baie verantwoordelik met dit omgaan, tog kan 'n mens nie anders as om Christus te sien in hoofstuk 9 van Sagaria nie, veral vanaf verse 11 tot 17. So hou dit in gedagte, kom ons lees die teksgedeelte Sagaria 9 vanaf vers 1 tot 17. 'n Uitspraak van die Here. Die woord van die Here is ook in Gadrak, en hy het ook in Damaskus sy woonplek. Die Here sien alle mense, nie net al die stamme van Israel nie. Hy sien ook vir Hamat, wat aan Damaskus grens, en vir Tyrus en Sidon, al het hulle hoeveel wysheid, nee, al dink hulle is hoe slim. Tyrus het vir homself 'n vesting gebou, en so baie silwer en goud vergader as wat daar stof is, en modder in die strate.
Nou gaan die Here alles vat wat die stad het. Hy gaan die mag breek wat die stad op die see het, en die stad self sal afgebrand word. Askelon sal dit sien en skrik. Gaza sal dit sien en baie bang word. Ekron ook, want alles waarop hy vertrou het, sal daarmee heen wees. Gaza sal sonder koning wees, Askelon sonder inwoners, en in Asdod sal net mense woon wat gebore is uit ontoelaatbare geslagsgemeenskap. So sal die Here die trots van die Filistyne breek, sê die Here. Ek sal die bloederige vleis wat hulle eet uit hulle mond ruk. Ek sal die afskuwelike afgodsoffers tussen hulle tande uitruk, is grafies, né? Wat van die Filistyne oorbly, sal ook aan ons God behoort. Hulle sal een van die groepe in die stam Juda word, dit sal met Ekron gaan soos met die Jebusiete. Ek sal my huis beskerm teen enige leer wat daar verbykom, sê die Here. Geen onderdrukker sal hulle meer oorval nie. Ek sorg nou self vir hulle. Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is oorwinnaar. Hy is nederig en ry op 'n donkie. Op die hingsvol donkie. Ek sal die strydwaans in Efraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei. Die pyl en boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig, en hy sal regeer van see tot see, van die Eufraat af tot in die uithoeke van die aarde. Wat jou betref, my verbond met jou is met offerbloed beseël. Daarom sal ek jou gevangenes laat red uit hulle gevangenskap. Kom terug na die vestingstad toe, gevangenes wat nou hoop het. Ek verseker jou vandag, ek gee jou 2 maal soveel as wat jy gehad het. Ek gebruik Juda as my boog, Efraim as my pyl, jou inwoners Sion, as my swaard en jou inwoners Griekeland. Ek hanteer my volk soos 'n vegter sy swaard hanteer. Die Here sal bokant sy volk verskyn, sy pyl sal soos 'n weerlig uitskiet. Die Here God sal die ramshoring blaas, hy sal kom in die storms uit die suide. Die Here die Almagtige sal sy volk beskerm. Die klippe uit sy slingerval sal dood en verwoesting saai. Hulle sal vol bloed word. Hulle sal gons soos wynbruis. Hulle sal vol bloed word soos die kom wat by die offers gebruik word, soos die hoeke van die altaar. Die Here hulle God sal hulle daardie dag, sy volk, sy kudde red. Hulle sal in sy land vonkel, soos die edelstene in 'n kroon. Hoe voorspoedig, hoe mooi sal die land nie wees nie. En dan iets van die nagmaal. Die koring en die wyn sal maak, dat die jongmans en die meisies gesond en sterk sal wees. Tot sover die woord van die Here. Dankie Marina. My eerste jaar teologie 2007, teologie akademiese jaar begin altyd met teologiese dag in Februarie maand, en dan die eerste naweek na teologiese dag is teologiekamp. En as eerste jaar moet jy teologiekamp bywoon, want op teologiekamp leer jy wyn drink, wat die Here se eerste wonderwerk is, en tweedens leer jy mekaar ken. Aangekom op teologiekamp 2007, my eerste jaar, moet ons as ysbreker vlot bou. En wie ook al eers as hy vlot gebou kan hê, aan die een kant van die rivier kan kry, terug na die ander kant toe, is die wenner. Ek en wyle dominee Liesel de Jager word saam daai dag in 'n span ingedeel. Liesel het die vermoë gehad om 'n ongelooflike stuk energie te bring in elke ruimte wat sy betree het. Dit was van gewees. En enigiemand wat my ken sal weet dat ek ongelooflik kompeterend is. Vir die van julle wat al by ons kom borspeletjies speel het, sal dit weet. So is vlot, my Liesel se vlot amper net klaar. Ek is haastig op pad water toe, ons moet wen. Ek vergeet om my selfoon uit my sak uit te haal. En daai tyd in my eerste jaar het ek 'n Samsung foon gehad wat so lekker toeklap, né? Julle ken hom. En hy's veral lekker as jy nie 'n lekker gesprek op die foon gehad het nie, né? Daar's 'n satisfaksie om hom toe te maak. As jy klaar gepraat het en iemand het jou kwaad gemaak, en jy kry nie daai selfde satisfaksie op 'n iPhone om daai knoppie te druk nie, maar nietemin, ek het die toeslaan Samsung foontjie gehad.
So ek en die foon is toe in die water. Meer nog, toe ons in die middel van die rivier kom, sink ons vlot. Dis daardie dag wat ek besef het dat ek baie hard gaan moet werk vir die volgende 6 jaar, anders gaan ek nooit brood op my tafel kan sit nie. Ek is nie gemaak vir enigiets anders as teologie nie. Uiteindelik op die wil aangekom is my Samsung foontjie, toe nou heeltemal daarmee heen. En as student is dit 'n ongelooflike angs, want jy het nie geld as 'n student nie. Jou pa koop ook net vir jou een foon en as jy hom verloor, is dit jou probleem en is die regte manier om te doen. Geen kritiek teenoor dit nie, pa, dit was die regte manier om te doen. Maar nou sit ek en ek het nie 'n foon nie, nê? En toe is ek nou al deel van daai generasie, jy moet connected bly en jy moet, wat was dit toe? Mixit. Ons het nog toe op Mixit, nê? Jy moet kan Mixit. Liesel het daardie dag vir almal wat durf my lot kom betreur saam met my groot oë gemaak. Met die grootste geduld my ou foontjie uitmekaar uitgehaal, toe kan jy nog die battery en die goed uitmekaar uithaal. Hom in die son gesit en wonder bo wonder, na 'n dag wat my Samsung in die foon in die son gelê het my foon weer gewerk. Ek dink vandag se fone kan dit nie meer doen nie. Ons het hierdie week en kyk Huisgenoot Ware Lewensdrama, ek dink is die program se naam. En sy is op my TV-skerm. Op 13 Oktober 2021 is sy in haar pastorie se tuin vermoor. En amper 2 jaar later, nog geen opvolg van die leidraad nie, nog geen inligting nie, nog geen closure of geregtigheid vir hierdie familie nie. Nou moet ek vanoggend Sagaria kom preek. En my vraag is, hoe bring ons Sagaria uit by die verhaal van Liesel die Jager en sy's een van duisende in ons land? Hoe gesels ons oor geregtigheid en God wat soos 'n storm uit die suide uitkom, terwyl ons kyk na ons TV-skerms en verhale soos die van Liesel die Jager voor ons afspeel. Verhale wat op ons eie voorstoep is. Ek dink meeste van ons wat vandag hier is, was al op een of ander manier 'n slagoffer gewees van misdaad in hierdie land. Hoe dink ons en praat ons oor geregtigheid en God se rol en aandeel in hierdie geregtigheid? Om 'n eindtydteks te preek is moeilik en is moeilik om te verstaan omdat eindtydtekste eweneens kontekstueel is en eweneens 'n toekomsverwagting het. Kontekstueel waarin 'n sekere groep mense, 'n sekere kerk binne 'n sekere tyd aan deel het waarvan ons nie deel het nie. Niemand van ons wat hier sit was in ballingskap nie, nê? So hierdie teks se konteks is uniek aan homself. Terselfdertyd, en ons kry daardie speling in daai dinamika in Openbaring ook, is daar hierdie toekomsverwagting, hierdie nuwe hemel, hierdie nuwe aarde, waaraan ons almal, ongeag watter konteks, deel het. En die probleem is om hierdie twee van mekaar te skei, nê? Dan kom daar baie onverantwoordelike predikinge. 'n Onlangse een is soos om te sê dat die COVID en die merk van die dier is, nê? Ons almal is deur daai narratief. Dit is wat gebeur wanneer 'n eindtydteks onverantwoordelik gepreek word en konteks en toekoms nie geskei kan word van mekaar nie. So daar's twee goed wat ons help om te navigeer deur 'n eindtydteks. Die eerste een is om te sê, goed, wat sê die teks oor God? En hierdie is 'n baie lekker tool om in jou hand, of jy nou Bybelstudie doen, of jy Bybel persoonlik gaan lees by jou huis, jou eie stilte tyd, of jy in 'n preek sit, vra jouself altyd af, wat sê die teks oor God? Ons wil nie weet wat sê die teks oor die mense, nê? Wat sê die teks oor God? Want kontekste verskil oor die eeue heen. Maar God bly altyd dieselfde. Dieselfde God van Sagaria 9 is dieselfde God van vandag.
Daarom dat die beloftes wat ons in die skrif vind ewigdurend is. Met ander woorde is vir generasies oor alle eeue heen. Hoekom? Want God bly altyd dieselfde. Hy is onveranderlik. Hy is die Alfa en die Omega, die een wat was en is en wat sal kom. So ons vra vir onsself altyd af, wat sê die teks vir God? Die tweede baken wat jy moet gebruik om jou te navigeer deur eindtydtekste, is dat apokaliptiese tekste, eindtydtekste, jou altyd moet laat wegstap met hoop. As jy uit 'n preek uitstap waar 'n eindtydteks gepreek is en jy's geïntimideerd of bang, het die prediker die skopus van die teks totaal en al gemis. Eindtydtekste is geskryf sodat die kerk kan weet God is aan hulle kant en dit gee hulle hoop. Kyk, as jy weer jou Bybel by jou oop het, vers 12, die wat in gevangenisse is, leef nou met hoop. Nadat ons gehoor het wat God gaan doen, wie hy is, die loflied, die verbond, leef hulle nou met hoop. Goed, so wat sê die teksgedeelte oor God? Die teksgedeelte sê die volgende oor God. Ekskuus, ek net my water kry. En dan gaan begin by vers 1, ons gaan deurgaan tot vers 11 tot 17, waarmee ons gaan afsluit. Die eerste sê die teksgedeelte dat God is oor almal. Ek meen die teksgedeelte word ingelei met hierdie frase. God is God oor almal, let wel, God is nie God vir almal nie. Want daar's baie mense wat God nie erken nie, maar God is God oor almal, net omdat mense hom ontken, maak hom nie minder God nie, doen net, hy bly God. En dan sê die teksgedeelte verder, God sien. Hy sien nie net die stamme van Israel nie, hy sien. Hy weet, want dit is een van die eerste vrae wat by ons opkom, wanneer ons worstel met ongeregtigheid, is sien God dit? Weet God van die goed? Waarom doen hy niks nie? Dit voel vir ons letterlik, of mense wegkom met moord. Letterlik. Sien God dit? Die teksgedeelte kom herinner ons dat niemand ooit wegkom met enigiets nie. Jy dink net jy kom weg met dit, omdat daar nie altyd noodwendig onmiddellike implikasies is nie. Maar niemand kom nooit weg met enigiets nie. Daar is 'n sielkundige Jordan B. Peterson, hy is 'n Kanadese sielkundige. Hy doen ongelooflike werk, gaan volg hom asseblief op Facebook of gaan kyk op YouTube of wat ook al jou voorgekeerde sosiale platform is. Hy sê in sy jarelange praktyk as kliniese sielkundige het hy nog nooit gesien dat enige iemand met enige iets wegkom nie. God sien alles. En dit begin al klaar so 'n bietjie van 'n hoop in ons wakker te maak, nê, dat mense nie wegkom met goed nie. Die tweede ding is dat alles behoort aan God en God sorg. Alles behoort aan God. Gemeente, ek is maar 'n 36-jarige dame in die bediening, en wat ek sê is maar 'n druppel in die oseaan. Maar vir wat dit werd is, ons leef in 'n samelewing waar gulsigheid en greed 'n kanker is wat besig om elke liewe DNA van hierdie samelewing te infiltreer. Ek is bereid om te sê, sonder soveel navorsing agter my stelling, dat greed, gulsigheid, die oorsaak is van elke liewe onreg, ongeregtigheid, onregverdigheid en gebroke verhouding in hierdie wêreld. Ons sien dit op 'n makrovlak, die Ocean Gate submersive wat onlangs met 5 biljoenêrs af is om die Titanic wrak te gaan kyk. Ek dink dit het ons nuuskanale gevloed. Nou kom vloed ek jou ook nog vandag daarmee, maar dalk moet ons praat daaroor. Dit is asof biljoenêrs nie meer genoeg het nie, né? Hulle het nou alles wat hulle wil hê. So nou jaag hulle mekaar in 'n kompetisie om te kyk wie kan eers in die ruimte kom en wie kan eers by die Titanic wrak uitkom. En al wie daaronder lê is lewe.
Kyk, jy kan greed en gulsigheid hê op 'n materialistiese vlak ook, maar greed en gulsigheid raak verhoudings ook aan. Want genoeg is net nooit genoeg nie. Ons wil net meer hê. En die oomblik as ons besef dat alles aan God behoort, dink ek gaan ons so 'n bietjie anders omgaan met die goed wat ons het, want ons is besig om op te gaar aan goed wat nie ons sin is nie. Tyrus en Sidon het meer silwer en goud as stof en modder in die strate. En die Here gaan dit vat. Hoekom? Want dit is syne. Dit is syne. Hy gaan hulle koning, Ekron se koning wegvat. Hoekom? Want hy is die heerser, hy is God oor almal. Hy gaan hulle trots breek en selfs dit wat van die Filistyne, Gaza, wat van die Filistyne gaan oorbly, is syne. Selfs die pyn, die roons behoort aan God. Niks is joune nie. Maar ons leef met 'n greed, ons gun niemand niks. Dit gaan oor myself en my gawes en wat ek kan doen om my lewe en my drome en my visie te bevorder. Eerder as om te sê, ek moet ophou gulsig wees, selfs met die goed wat God vir my leen. Die mense in jou huis en in jou familie is ook nie joune nie. Maar daar is 'n greed wat verhoudingsdinamika negatief beïnvloed. En ek dink ons sal ook anders met mekaar begin werk as ons weet dat die mense wat God vir ons gegee het ook syne is. Die derde ding wat die teks vir ons sê oor wie God is dat God verwoes. Ons sukkel so 'n bietjie om hierdie prentjie uit te bring by 'n Nuwe Testamentiese liewe Jesus, né? Nee? Ons het hierdie idee van 'n liewe Jesus in ons kop. God is groter as dit. God verwoes. Ek het al lankal vir julle gesê, ons het dringend 'n teologie van verwoesting nodig, 'n theology of destruction. En ek verstaan dat wanneer ek met sulke taal en liturgiese ruimte inkom, mense moeilik dit aanvaar. Want ons leef ook in 'n konteks waar as ons dink aan verwoesting, dan dink ons aan optogte en mense wat greed, nie tevrede is nie, en aan infrastruktuur en geboue en voertuie en goed afbrand, nee, verwoes. Ons het 'n negatiewe konnotasie met die woord verwoes, maar gemeente, is tyd dat ons begin opstaan en moet begin verwoes. En daarbey propageer ek nie riots nie. Hoor wat sê ek? Daarbey sê ek nie ons moet almal hier uitgaan, ons kry mekaar môreoggend 9:00 en nou gaan ons die stad afbrand nie. Net soveel wat jy geroep is om te bou, is jy geroep om af te breek. Jy is geroep om sisteme van onreg te verwoes, deur mense regverdig te behandel. Jy word geroep om sisteme van uitsluiting te verwoes, sodat mense ingesluit kan word. Christus is die heeltyd besig op 'n baie passiewe manier, maar die heeltyd besig om die sisteme van sy tyd te verwoes en op sy kop te draai. Om onregverdigheid te verwoes en mense in te sluit. Die Samaritaanse vrou by die put, die melaatse mense op die buitewyke van die dorp, die sondaars, die tollenaars. In die teksgedeelte verwoes God eers voordat hy bou. Per implikasie kan jy nie bou as jy nie eers verwoes het nie. Die laaste en die vierde ding wat die teksgedeelte vir ons oor God sê, is dat hy ewig en trou is. Nou teologies klink dit baie mooi, maar wat beteken dit as ons sê God is ewig en trou? Want teologie is 'n mooi taal, né? Totdat ons in penaries en uitdagings in ons lewens kom, dan weet ons nie wat beteken die belofte God is ewig en trou. En dit is hier waar ek voel dat die teksgedeelte baie in gesprek is met die evangelie en die Nuwe Testament, daai parallelle hardloop. Vers 11 begin met die verbond, wat beseël is met 'n bloedoffer. Is dit nie die evangelie nie? Verbond beteken dat
Jy in God bly en dat hy jou God is, ongeag wat hy sorg self vir jou. Niks kan jy uit sy hand uitrukkie, wat ons hier by die doopvont vier, wanneer 'n ouers met hulle kinders in hulle arms hier kom staan. Daardie verhouding wat God met jou het, sy band wat hy met jou het, die sorg wat hy met jou het, die trou wat hy met jou het, is beseël deur die kruis van ons Here Jesus Christus. Ons kyk tog met 'n Nuwe Testamentiese bril na die teks, doen ons nie. Psalm 91, hierdie selfde span. Gaan lees bietjie Psalm 91. Psalm 91 sê, ek vind my skuiling onder die vlerke van die Here, hy red my. Hy bewaar my. Nee, die stryk wat die voëlvanger stel, sal jou nie vang nie. Psalm 91 is die soldaatpsalm. Die soldaatpsalm, Psalm 91, word al vir eeue in die Bybel opgestel. Dit was tydens die Tweede Wêreldoorlog bekend as die soldaatpsalm en dit is vandag nog onder die Amerikaanse weermag bekend as die soldaatpsalm. Maar die psalm sê God gaan jou red en jou beskerm, wat vandag se teksgedeelte ook sê. Hy self sal nou sy sorg vir sy volk en sy stad. Maar kom ons speel nou duiwelse advokaat. Hoe preek 'n mens Psalm 91 vir die soldate wat nie huis toe gekom het nie? Die teks sê dan, die Here sal jou red en jou beskerm. Hoe preek ons Sagaria vir Liesel wat vermoor is? Waar was die Here se redding en beskerming daardie dag, 13 Oktober 2021? En dis waarmee die Nuwe Testament ons help. Om te verstaan dat God se redding, sy beskerming en heerskappy verder strek as die hartseer van hierdie wêreld. Daar is nog 'n realiteit waarin daar geen pyn, geen hartseer meer gaan wees nie. Waarin daar regverdigheid gaan wees en geregtigheid. Waarin God gaan wees en ons saam met hom. Al kry die wat oortree nie nou en vandag hulle dag nie. Terwyl ons op duiwelse advokaat is ek bereid om baie broos te wees. Mense dink dat onkoloog nie kanker kry nie, GP's kry nie griep nie en dominees twyfel nie. As ek kyk na die wêreld rondom my, dan worstel ek met tekste soos Sagaria. Ek verstaan dat hierdie eindtyd teks ons moet lei tot hoop, maar dit is baie keer moeilik om die hoop te hê, is dit nie? Dit is baie keer een ding om te hoor, God is geregtig. Maar dit is baie keer baie moeilik om dit te sien. Ons leef met hierdie spanning in ons lewe van weet God regtig. Die teks kom troos ons daaraan dat hy doen. En ek troos myself daaraan, dat my twyfel nie verander wie God is nie. Hy is ewig en trou. Hoe ek voel vandag of môre of oormôre, gaan nie soveel verander aan wie hy is, wie hy vir my is, en sy beloftes nie. Want God is wie God sê hy is. Ek gesels die week met 'n vriend en hy sê die volgende: ons moet maar net glo. Nou die van julle wat my ken sal weet ek is mal daaroor om duiwels advokaat te speel. Ek vra toe vir hom: wat glo? En hy sê vir my twee goed in dieselfde asem. Hy sê vir my ons moet glo dat die nuwe hemel en nuwe aarde gaan kom. Klink baie vroom, né? Maar baie waar. En terselfdertyd sê hy vir my, maar ek is so moeg om die beste te moet maak van elke liewe dag en situasie. Som dit nie die spanning in Sagaria so mooi op nie. Here, hoe lank nog? Hoe lank nog? Hoe lank nog voor U sien? Voor U ingryp? Voor die nuwe hemel en aarde aanbreek, waar U geregtigheid vir altyd sal seëvier. Dankie Marina, ek sluit af met hierdie. Ek glo nie aan toeval nie. Maar toevallig verskyn
Hierdie week, een van my kollegas plaas dit op sosiale media. Ek weet nie wat is die bron nie, die bron is nie hierby nie. Maar ek dink dit som die spanning in Sagaria en hoe ons baie keer voel teenoor, maar sien God regtig baie mooi op. En ek sluit af hiermee. Because of Jesus, you are enough. You are secure, nee, hierdie beloftes is geldig. You are the salt of the earth. You are cared for, want ek self sal vir hulle sorg, sê Sagaria. You are seen, want hy sien. You are forgiven. You are free. You have hope. God is love, and that means you are loved. God is peace, and His peace lives in you. God is enough, and you are filled with this enoughness. And God is who He says He is, and He has made you to be His beloved. Amen. Kom ons bid saam. Wees stil en weet, ek is die Heer. Wees stil en weet, ek is. Wees stil en weet. Wees stil. Wees. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes. Kom ons dank die Here vir sy goedheid. Here, wat ons het, is net geleen. En wie ons is net genade. Dankie dat U sorg, dat U sien, dat U luister en dat U teenwoordig is. Mag ons met hierdie hoop daar buite gaan leef en alles wat U vir ons gegee het, en ook die wie vir ons geleen het, Here, so sal behandel en so met dit sal gaan leef, dat die wêreld sal sien dat ons aan U behoort. Die God wat God is oor almal. Here, ewige Heerser. Amen. Dankie. Kom ons staan en sing ons slotlied.
Sagaria sluit af met die koring en die wyn wat die tekens is van die nagmaal en die verbond waarin ons is met ons Here Jesus Christus. Mag jy met daardie hoop en beloftes ook hierdie week uitgaan en mag jy gaan leef met hierdie oortuiging dat niks jou kan sies van die liefde wat daar in God is nie. Die liefde wat daar in God is deur Christus Jesus ons Here nie. Geen dood of lewe of engele of toekomstige of teenswoordige dinge of magte of kragte, geen hoogte of diepte nie. Die Here julle God sal met julle elkeen wees en bly soos wat hy beloof het, want hy is ewig en trou en hy self sorg vir julle. Amen. Dankie vir julle saamkerk, vir die van julle wat gaste en familie het. Geniet dit, lekker kuier, veilig terugreis. Geniet julle dag, ons sien julle volgende week. Lekker dag.